Kom ons word stil met Jesaja 60 vers 1 tot 4. Kom Jerusalem, laat skyn jou lig. Vir jou in die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig. Oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na jou toe, en kom na jou lig toe, en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. Kyk rondom jou, kyk, hulle kom almal by mekaar, hulle kom na jou toe. Gemeente van Carleton wil die Here groet julle elkeen vanmôre, en hy skenk aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Amen. Kom ons buig die hoofde in gebed saam. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie dat ons vanmôre hier kan wees, dankie dat ons vanmôre in die teenwoordigheid kan wees. So aan die begin van 'n nuwe jaar, ou jaar wat in ons gedagtes lê, ons dink terug aan baie dinge wat ons saam gedoen het as gemeente, ons dink aan mooi oomblikke, maar ons dink aan minder goeie oomblikke ook, wat ons beleef het in die jaar. Maar Here, ons weet bo alles, dat U deur alles vir ons gesorg het. Deur alles was U getrou gewees. U is die een wat ons as 'n gemeente in stand hou. U is die een wat vir ons, nie net as gemeente, maar die dorp en die land waarin ons is, die wêreld in stand hou. Alles daar oorloop, onrus en onvrede in baie dele van die wêreld, bly U in beheer. U is God vir ewig. Wanneer ons so vanmôre voor U kom stil word, dan bid ons ook dat U sal kom en ons sal kom aanraak vanmôre. Gees van God, U wat die woord geïnspireer het, U wat nog steeds vandag ons lewens inspireer, sodat ons kan leef soos wat U wil hê ons moet leef. Ons vra U vanmôre dat U sal kom, Gees van God, en dat U ook in ons harte sal inspreek. U het elkeen wat vanmôre hier is, en elkeen wat na hierdie boodskap gaan luister, het U reeds in hulle harte voorberei vir die woord. En daar is my gebed dat U ook nou sal kom en deur U woorde ons elkeen sal inspireer. Om nie alleen hierdie woorde te hoor, te luister daarna nie, maar ook om uit te gaan en te gaan leef, te gaan doen wat U vir ons vra. Vader, baie dankie dat ons dit alles kan vra in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Kolossense 1 vers 15 tot 20. Die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, verhewe oor die hele skepping. God het hom deur alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom geskep. Voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heel inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en hom deur alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Daar's sekere dele in die Bybel wat soms vir my voel asof dit so 'n piek is, soos 'n bergpiek, waar so baie gesê word, waar die lig eintlik dun word, en dat jy eintlik
snap na jou asem oor die verwondering van wie die Here is. Toe ons nou hiernatoe ry vanoggend in die kar, toe luister ek toevallig, nee, daar is nie toevallig nie, maar die radio was aangewees, ek luister gewoonlik musiek op my foon op die kar, maar ons luister vanmôre na RSG en Stefan Joubert praat, en hy gebruik die woord van dat ons as kerk weer in verwondering voor God moet staan. En verwondering moet raak van wie God is, van wie Jesus is. Min wetende dat eintlik dit is ook die boodskap wat in my in die week, en daarom het die boodteks verander, want so werk die Here ons maar met 'n mens. Ek het hierdie tekste al hier in die middel Desember het ek dit vir Magda gestuur, maar in die week het dit vir my net gevoel, die Here praat met my, daar's 'n ander teks wat vanmôre moet na vore kom. En hierdie gedeelte in Kolossense is een van daai tekste wat vir my so amper half so bietjie die sluier wil kom wegtrek, so wil kom vir ons 'n kykie gee op wie God regtig is, op wie God werklik is. En ons weer net as gelowiges, want ek dink baie keer word dit vir ons so alledaags. Dit kan vir ons so routine word, dit kan vir ons so, ag ons weet dit. Maar soms wil die Here net weer vir ons bring by dat punt waar ons net moet gaan staan in verwondering. Om te sê, Here, maar U is awesome. As ek nou die Engelse woord mag gebruik. U is net, U gaan my verstand te bowe. Dit wat ek van U sien en beleef, dit is net nie wat ons verstaan nie. En Kolossense 1 vers 15 tot 20 is so 'n stukkie wat vir my so juwele is, waarin Paulus so klomp waarhede kom indruk oor die persoon van Jesus Christus. In hierdie 5-6 verse kom gee hy vir ons so groot waarheid oor wie Jesus is. Want ons leef in 'n wêreld waar mense vir ons wil kom sê dat Jesus, die Jesus wat ek en jy aanbid, is dieselfde as die Jesus wat byvoorbeeld in die Koran beskryf word, Isa. Maar as ek die Bybel lees en ek lees die Koran, dan sien ek dit is nie dieselfde nie. Want my Jesus is God. En die Isa van die Koran is nie God nie. Hy is 'n profeet. Die Jesus wat ek ken en wat ek in my Bybel leer ken, is die een wat geskep het, gemaak het, onderhou, wat liefdevol was, wat omgegee het, wat gesorg het, wat mense lewend gemaak het, soos Lazarus. Ek lees dit nie van die Isa in die Koran nie. En daarom moet ons as gelowiges nie onsself laat verwar vir mense wat 'n ander Christus vir ons voorhou as Christus nie. My Christus, my Jesus is God self. En Paulus kom skryf dit vir ons so mooi hier in Kolossense. As hy vir ons sê, die Seun is die beeld van God en van wat God self en van God wat self nie gesien kan word nie. Christus is die beeld van die onsigbare God. En nou wil ek ons so 'n bietjie teruggaan na die Ou Testament. Genesis 33. Dan lees ons die verhaal waar Moses op die berg is en waar die Here vir hom die wette gaan gee. En dan vra hy vir die Here, Here, ek wil graag U heerlikheid wil ek aanskou. Hy sê nie ek wil die gesig van die Here sien nie. Hy sê nie ek wil U sien nie. Hy sê ek wil U heerlikheid aanskou. En dan sê die Here vir hom, jy sal sekerlik sterf as jy dit sien. Maar ek sal verby jou gaan en ek sal jou toemaak in 'n skeur en met my hande sal ek jou bewaar sodat jy net na my agterkant kan kyk. Want die grootheid en heerlikheid van God was te groot vir selfs Moses om dit te aanskou.
Ons lees in Jesaja 6, lees ons van Jesaja, as hy sy roeping ontvang, dan staan hy in verwondering om te sê, Here, hoe kan ek 'n nietige mens, 'n klein mens, ek wat nog jonk is in die geloof en jonk was in persoon toe hy die roeping ontvang het, hoe kan ek U aanskou? En dan staan hy in verwondering voor die Here, dis Here, maar dit is nie, ek kan nie, geen mens kan U beskou en aanskou en lewe nie. Daar in Eksodus 40, dan lees ons die verhaal waar die tabernakel ingewy word. En dan lees ons dat die tabernakel was so gevul met die grootheid van God, dat Moses nie eens kon ingaan en Aaron in die tabernakel nie, want God het dit vol gemaak. Maar hulle kon hom nie sien. En dan daar in 1 Konings 8 vers 27, dan lees ons dat selfs die hemel nie die grootheid van God kan vasvang nie. As ek so luister na die wetenskaplikes wat praat oor die grootheid van die uitspansel en hoe groot dit is en hoeveel biljoene ligjare dit is na die verste punt toe, dan besef ek, ons kan nooit dit verstaan nie. Ons kan nooit daai konsep verstaan van hoe groot die skepping is nie. En tog lees ons dat God die hele skepping in sy hand vassit. Dat hy die uitspansel in sy hand vassit. En in hierdie nuwe jaar is my gebed vir ons as gemeente, dat ons net weer in verwondering kom staan vir wie God is. Hy is die beeld van die onsigbare God. As ek Jesus sien, dan sien ek God. As ek Jesus hoor en sy woorde lees in die Bybel, dan hoor ek God. Die liefde en die omgee en die versorging wat hy bewys het aan mense die tyd toe hy geleef het, dan sien en hoor en voel en beleef ek God self. Want Jesus is God. En ek dink ons vergeet het, reg in die begin met Advent, ek sal julle onthou het ek gesê, ons dink baie keer dat Jesus het eers tot stand gekom met Kersfees, met die geboorte, toe hy, soos hierdie uitstalling vir ons wys, in 'n krib as baba neergelê is. Maar dit is nie waar nie. Want my Jesus, ons Jesus, was reeds van die begin af daar. Kolossense lees ons dan staan dat hy is die eerste. Dit beteken nie so baie mense wil sê dat hy die eerstgebore of die eerste geskep is nie. Dit beteken dieselfde as die woord, hy is die Alfa. Want Alfa beteken eerste. Maar daai uitdrukking gaan verder om te sê, hy is die Alfa en die Omega. Dis nie hy is die eerste wat geskep is nie, dit beteken hy was van altyd af daar, hy was van altyd af God. En selfs al gaan alles verby, tot aan die einde, dan bly hy God. En ek dink nie ons as mense kan dit ooit regtig verstaan wat beteken ewigheid nie. Want ons lewe is kort. En ons leef dikwels in 'n kitswêreld. Ek koop vandag iets en môre gooi ek dit weg want dan het ek dit nie meer nodig. Ek vervang elke paar jaar vervang ek my selfoon want dan het die tegnologie nieter geword. My televisie moet ek elke paar jaar vervang en dan is daar nuwe tegnologie wat gekom het. My kar vervang ek gereeld want elke paar jaar kom daar nuwe tegnologie uit. Ons leef in die kitswêreld en ons verstaan nie baie keer die beginsel dat God ewig is. En daarmee saam dat hy ewig getrou is, dat hy ewig goed is, dat hy vir ewig en altyd vir ons lief is, dat hy die skepper vir ewig is en daarmee saam die onderhouer van hierdie wêreld en dis hy vir een oomblik sou vergeet, nie daar sou wees nie,
sal niks in hierdie skepping stand hou nie. Want dit is wie hy is. Hy is God. En dit sluit Jesus ook in. Ons hoef nie te raai oor hoe God lyk nie. Ons hoef nie te raai oor wie en wat die karakter van God is nie. God het homself openbaar aan ons in die persoon en die mens van Jesus. En daar sien ek wie God regtig is. Die misterie rondom God het in Jesus vir ons 'n werklikheid geword. En ons kan in verwondering staan oor sy grootheid. Christus is die eerste, verhewe bo die hele skepping. Ek het nou so 'n bietjie daar aangeraak. Dit beteken nie hy is die eerste wat geskep is nie, wat ons lees in Kolossense dat deur hom het God alles geskep. Hoekom? Om homself te verheerlik, sodat alles wat hy geskep het, hom moet verheerlik. Hierdie eerste beteken hy is die hoogste. Hy is die Here. Hy is die oorsprong, hy is die bron. Hy is die een wat aan wie alles behoort. Hy is die Alfa en die Omega. Een wat was en is en kom. En hy sal dit vir altyd wees. Ons hoef nie daaroor te twyfel nie. Hierdie eerste beteken nie dat hy iewers tot stand gekom het in die sin dat hy geskep is deur God nie, maar dit beteken dat hy God self is. Dat hy bo alles is. En daarmee saam met die vraag gevra word, as God en as Christus dan die eerste is, moet ek die vraag vanmôre vir ons elkeen vra om te sê, maar is hy eerste in jou lewe? Neem hy die eerste plek in ons lewe in. Ons dink baie keer so. Ons dink baie keer so. Maar kom ons wees eerlik vanmôre met mekaar om te sê, dat dit nie altyd waar is nie. Daar is baie kere ander dinge wat ons voor Jesus in ons lewe stel. En wanneer ons hierdie woorde lees en ons hoor dat Jesus is die eerste, hy is God self, hy is dit wat sin maak in die wêreld, dan hoe kan dit anders wees as dat ons hom nie eerste stel in ons lewens nie? Die vraag van môre vir ons elkeen is, en die uitdaging is, kom ons maak Jesus eerste in ons lewe. Kom ons stel hom aan as die Here, as die koning van die konings, die Here van die Here, as God self in ons elkeen se lewe. Kom ons aanbid hom weer met verwondering vir wie hy is. Ons lees ook in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, dat Christus die skepper en die onderhouer van alles is. Deur hom het God alles geskep. Ja, God het geskep, maar hy het gesê, laat daar lig wees. En ons weet, deur sy woord, en as ons Johannes 1 gaan lees, dan staan daar in die heel eerste vers, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. God het deur sy woord gespreek, en Jesus is die woord, wat ons later lees in Johannes 1, het ook vlees geword, en onder ons kom woon. So, God het deur Jesus, met sy woord, wat Jesus is, en wat later vlees geword het, het hy alles geskep, en die hemel en die aarde, ook vir jou en vir my. Hy gaan so ver as tot te sê, hy die maghebbers, en die regeerders, en die konings, en wie dit ook al is, het hy geskep. En hy met almal voor hom die knie buig, en erken dat die Here het my in hierdie posisie geplaas in my lewe, of in die wêreld, sodat ek met verantwoordelikheid God se verteenwoordiger moet wees, waar ek is. Vir elkeen van ons. Ons is die verteenwoordigers van God. Ons moet dus met ons lewens
so begin leef, dat Jesus sigbaar word in die wêreld. En waar ek gaan, wat ek doen, waarmee ek besig is, sien die wêreld Jesus in ons raak. En dit is moeilik, want ons leef in 'n wêreld wat vir ons baie klippe in die pad gooi, en so baie keer wys ons nie die beeld van die Here nie. Maar dit is wat die Here van ons vra. Onthou, ek is die skepper en die maker. Ek het alles gemaak. Ek het ook vir jou gemaak. Ons luister selfde stasie vanmôre, luister ons na iemand anders wat praat, en dit val my so op dat, terwyl die spreker praat, ek weet nie wie dit was nie, ek kan nie sy naam gee nie, maar dit val my net op, dat as hy praat, en hy sê, verlede jaar was 'n moeilike jaar, en alles, en dan sê, so half, amper, ek het dit nie besef nie, ek het dit nie regtig geglo nie, en tog het God ons deur dit alles gedra. Dit moet nie wees, en tog nie, en ja, die Here het ons deur alles gedra. Dis nie, ek het nie geweet of die Here sal doen nie, maar tog het hy dit gedoen nie. Die Here sê vir ons, hy sal dit doen, dis sy belofte aan ons, dat hy die skepper en die onderhouder is, en dat hy versorg, en dat hy voorsien. En daarom moet ons as gelowiges nie sê, ek het nie geweet nie. Dis soos daai ou storie wat ek baie keer vertel van die prediker wat op die geloofsgeleseniskursus gegaan het, en toe uiteindelik by die gemeente terugkom, iemand vir hom vra om te bid vir 'n ou oom in die gemeente, en sê, hierdie oom is nou so, ek weet dat, hy gaan dit nie maak, ja, kom ek gaan bid maar vir hom. En toe die familie om so 'n uur of wat later bel, toe dog hy, ja, hier kom die nuus nou, en toe hy die foon optel, en sê vir hom, jy sal nie glo nie, glo nie, hierdie man hy staan op, hy het soveel energie, hy het soveel krag, hy doen dinge, hy praat met ons, wat is die antwoord wat die reaksie van die predikant, dat is 'n Engels hier gewees, die storie was dan aanvanklik in Engels, hy sê, well, I never. Ek dink baie keer het ons so, well, I never geloof. Ag, tog het die Here vir ons gesorg. Nee, ek weet die Here sal vir my sorg. Al gaan ek deur moeilike tye, al gaan ek deur swaar tye, al gaan my familie deur swaar tye, ek weet God is in beheer. Al breek daar oorlog uit in Israel en in die wêreld, en in Nigerië is omgekrap, en Iran is omgekrap, en Rusland en Oekraïne is al nie beklei, dan weet ek God is nog in beheer. En God sorg nog steeds, ook in die oorlogtyd, ook in die moeilike tye, is God steeds besig om te sorg, want hy hou sy kerk in stand. Paulus skryf 'n ander belangrike ding in hierdie gedeelte. Hy skryf daar dat hy is ook die hoof van die liggaam van die kerk. Hoor ons dit mooi? Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Ek dink dat baie keer raak ons as Christene raak moedeloos. As ons na die kerk kyk, en ons hoor wat gebeur, en ons hoor wat 'n besluite geneem word, en ons hoor wat gesê word, en dan sak ons hart baie keer in ons skoene om te sê, wat gaan van die kerk word? Ek voel baie keer so. Hoe moet julle as lidmate nie ook voel as julle die goeders hoor wat gebeur? Maar ons vergeet een ding. En dit is dat die Here is die hoof van die kerk. Later in 'n ander boek in Efesiërs 4 skryf Paulus dit ook so mooi as hy praat oor die eenheid van die liggaam. En dan sê hy, hierdie liggaam groei uit die hoof. Dit is Jesus Christus. En dan sê hy, as elkeen van ons werk doen, as elkeen van ons gawes gebruik in die gemeente, dan sê hy, dan word hierdie liggaam 'n sisteem wat homself gesond maak, wat homself heel. En is dit nie waar nie? As jy jouself sny,
wat gebeur? Ja, jy bloei so rukkie, maar dan begin die bloed verdik, en dan nou opbloei, en dan vorm daar 'n roof, en na die ruk as jy kyk, is dit gesond, daar is wel 'n letsel, maar jy het jouself gesond maak. Maar daar is sekere selle, sekere goeders wat moet gebeur in jou liggaam, sodat dit nodig is. En daarom het ons elkeen mekaar nodig in hierdie gemeente, en in elke gemeente. Ons elkeen het 'n taak, 'n gawe, 'n plek, iets om te doen. En al dink jy, ek maak nie saak nie. Dis nie waar nie. Want ons is die liggaam. Saam met ander kerke en ander gelowiges, maar ons maak deel uit van die liggaam. En hier, in hierdie gemeente, is ons die liggaam. En die hoof van hierdie liggaam is nie die kerkraad, is nie ek as predikant nie. Ons het net een hoof en dit is Jesus Christus. Hy is in beheer, ook van die kerk. En daarom moet ons ook hierdie kerk aan hom opdra en hom sê, Here, kom lei ons as gemeente, sodat ons uiteindelik kan wees wat U wil hê ons moet wees. Kom leer ons wat dit is wat ons gawes is, sodat ons gawes voor U voete kan kom neerlê. Kom onderrig ons en lei ons, sodat ons, Here, kan weet wat ons roeping is en waarheen U met ons as kerk op pad is. Dit beteken dat ons ook 'n biddende gemeente moet word. En dit bedoel nie net die paar mense wat op 'n Sondagoggend daar in die ou moederskamer by mekaar kom praat nie. Ek bedoel dat ons elke dag van ons lewe biddend moet wees vir die kerk van die Here. Soos hy hier is, in hierdie gemeente, maar ook in die dorp en in die wêreld. Ons is nie werklik 'n biddende gemeente nie. En is tyd dat ons weer op ons knieë gaan stil word voor die Here daagliks. Want sonder God in beheer van ons lewens en sonder God in beheer van hierdie kerk kan ons nie oorleef nie. En daarom is die begin van 2026, dink ek, is dit belangrik dat ons as kerk weer vir mekaar sal sê, wie is eerste in ons lewe? Wie is die hoof van hierdie gemeente? En dat ons Jesus weer sy regmatige plek gee in ons gemeente en in ons harte. Christus die een wat alles versoen. Paulus sluit af daai laaste gedeelte van Kolossense 1 vers 15 tot 20. Sê God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Toe ons hierdie toneel opgestel het met die begin van Advent, het ek gevra dat ons ook die krib onder die kruis het. Want die krib staan altyd in die skaduwee van die kruis. Jesus het mens geword om ons te versoen. Jesus het mens geword om verlossing te bring vir die hele wêreld. Jesus het mens geword om die sonde van die wêreld op hom te neem en daarvoor gestraf te word, sodat ek en jy nie weer daardie straf sal dra nie, maar dat ons in versoening met die Here kan leef. Dat ons die verlossing wat Jesus vir jou en vir my bereik het, dat ons dit kan aanvaar en daaruit kan begin leef elke dag. En dit is belangrik dat ek en jy dit moet hoor vanmôre weer eens. Hierdie kerk, hierdie gemeente, die gemeente van Christus, behoort niks anders te preek as verlossing en versoening met die Here nie.
Dit moet ons hoofboodskap wees, en as ons hier by die deure uitstap, dan moet dit ons boodskap wees aan die wêreld om te sê, Jesus het aarde toe gekom om versoening te bring tussen God en mens en mens. Deur die verlossing wat hy gebring het vir ons aan die kruis. En daarom glo ons as 'n gereformeerde kerk in sola Christus. Wat beteken deur Jesus alleen? Die verlossing kom deur Jesus alleen. Dis nie Jesus plus, Jesus en dit en dat en dat en dat nie. Ja, maar jy moet nog eers dit en dit en dit en dit en dit nie. Nee, Jesus alleen is genoegsaam, want hy is God. En omdat hy God is, daarom is daar niks anders nodig as Jesus nie. Kom ons bring weer Jesus terug en gee hom die ereposisie in ons kerk. Christus is genoeg. Christus is alles. Christus is God self. Christus is ons skepper. Christus is ons onderhouer. Christus is ons verlosser. Die enigste verlosser in hierdie wêreld. Christus is die hoof van die kerk. Christus is die een deur wie God alles met homself versoen. Christus is eerste in my lewe. Mag dit waar wees van ons elkeen vir 2026. Kom ons streef as gemeente daarna om te sê Christus is alles en in almal. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat U hierdie boodskap vir ons bring so in die begin van die jaar. Ons het 'n jaar afgesluit. En ons kan sê, ag, as ons maar net dit of dat gedoen, ons kan dit nie herstel nie, ons kan nie verander nie. Maar Here, wil U gee dat ons van hierdie oomblik af, hierdie 2026 so sal aanpak, Here, dat ons U alles in ons lewe sal maak, U alles in almal se lewens sal maak, en dit ons roeping is, Here, as kerk. En mag ons nie ons roeping versaak nie. Mag ons nie swyg oor U roeping nie. Maar mag ons die krag ontvang deur die Heilige Gees, sodat ons sal opstaan en sal uitgaan 'n wêreld in met 'n boodskap van hoop, van verlossing en versoening met die ewige Here. Stuur ons, Here. Stuur hierdie gemeente van hierdie oomblik af. Stuur ons uit om 'n verandering te bring in mense se lewens. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Broers en susters, ek nooi julle uit, ons gaan saam nagmaal gebruik. Julle ken die gebruik en julle ken die gewoontes. Ons gaan onsself kom bedien. Binneste kringetjie, die ligter ene, die geelerige ene, is die druiwesap, die ander is regtig 'n nagmaalwyn. En dan vir die van julle wat verkies om die beker te gebruik, sal ons die beker na die tyd dan ook laat sirkuleer. So kom bedien julle self asseblief. Broers en susters, as ek kyk vanmôre na die nagmaaltafel, dan sien ek dit wat ons vanmôre oor gepraat het ook hierin. Die nagmaal sou nie moontlik gewees het as Jesus nie waarlik God was nie. Want as hy nie waarlik God was nie, sou hy nie vir ons kon sterf aan die kruis nie. Sou hy nie vir ons die verlossing en die versoening kon bring nie. As hy nie waarlik ons skepper was nie, sou hy nie vir ons omgegee het en lief gewees het nie. Wie van julle het nie al iets gemaak en dit wil amper al deel van jou nie. Selfs al is dit net 'n ietsie rok, 'n stukkie houtwerk, iets wat jy gemaak het, is joune. Jy gee om daarvoor. Dit beteken iets vir jou. Sentimentele waarde. Maar van een van die eerste liede wat ons vanmôre gesing het, wat eintlik 'n verwoording van Psalm
8 is, wat sê, wat is die mens dat u aan hom dink? Mense dink, kind, dat u na hom omsien. Psalm 8 vra Dawid daai selfde vraag, dis Here, wat is ek? En tog het hy ons so lief gehad, dat hy homself gegee het, om in ons plek te sterf, sodat ons die ewige lewe kan hê, sodat ons 'n versoening met die Here kan leef. En dit is wat vir ons hier uitgebeeld word op die nagmaal, op die nagmaaltafel. Dit wat jy in die hand vashou vanmôre is die teken van God se liefde, van sy omgee, sy versorging vir jou en vir my. Wanneer ons dus die brood breek, dan weet ons dat hierdie teken is van die liggaam van Christus wat vir ons elkeen gebreek is. Neem dit, eet dit, dink daarin en glo dat Jesus ook vir jou gesterf het aan die kruis as 'n volkome versoening van al jou sondes. En nadat Jesus die brood geneem het, het hy die beker geneem, sy Vader gedank en gesê, die beker van danksegging is die teken van my bloed wat gevloei het aan die kruis. Neem dit, drink dit en glo dat my bloed ook vir jou gevloei het as 'n volkome verlossing vir al jou sondes. Nog iemand vir die beker? Ek dink dit is almal, dankie. Dankie, Pieter. Kom ons sluit af met 'n dankgebed. Vader, ons kan nie anders as om met te loof en te prys, om vir U dankie te sê vir dit wat U in ons lewe doen elke dag. Dankie Here dat U vir ons met soveel liefde versorg elke dag. Wil U vir ons ook in U arms van liefde vashou? Wil U vir ons ook in hierdie week wat voorlê as gemeente die krag gee, Here, om U naam te verheerlik in alles wat ons doen. Ons dink vanmôre besonder aan Lina, die Karel, die familie. Ons weet, Here, dat Lina nou al 'n geruime tyd in die hospitaal is en dat daar ook 'n moontlikheid is dat die longkanker terug is. Here, ons bid dat U wat alles in stand hou, U wat die skepper is, U wat ook die geneesheer, dat U sal kom, Here, en dat U ook U hand oor Lina en haar gesin sal uitstrei. Dankie Here vir 'n tyd wat verby is, waarin ons saam met familie en vriende kom kuier. En dankie Here vir 'n nuwe jaar. En my gebed vir elkeen is dat hierdie 'n geseënde en 'n mooi jaar vir elkeen sal wees. Ons loof en ons prys U heilige naam. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die lig van Christus julle lewens verhelder. Mag sy liefde julle dra en mag sy vrede julle lei nou en tot in ewigheid. Amen.